Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Baie boeke om vanaand oop te maak hierso. Hoor ek sê nou vir Henny, toe ek hier inkom, ek sukkel om hierdie blaadjies nou vanaand te blaai, ek gaan dit nou seker so met my linkerhand moet blaai vanaand, want ek het toe nou gisterand gedink ek is Gordon Ramsay, want ek is mos nou alleen by die huis, toe gaan koop ek so pot brood pakkie wat jy nou brood maak, want ek wil net myself wys, ek kan ten minste brood maak, ek weet nie baie van vleisbraai nie, ek weet nie baie van ander goed nie, maar ek gaan 'n pot brood maak, en toe ek hom nou insit, toe dog ek maak nogal 'n grap en ek vat so 'n video, ek sê hierdie is nou vir al my YouTube followers, ek gaan nou vir julle wys hoe om potbrood te maak en ek maak nou 'n joke want ek nooi my ma nou om by my te kom eet vanaand. En ek sit die potbrood in en ek haal hom met gloves uit en ek sit hom daar op die blad neer en ek gaan hom die hoendertjies uit die oond uithaal en toe ek nou terugkom, toe vergeet ek die podcast aan pot het toe nou net uit die oond uitgekom en ek vat hom so, ek gaan maar so vir julle wys, miskien sien julle die 3 pragtige blaase hier op my vinger en ek vat en hy maak so tst, maar toe moes ek dadelik repent want toe vloek ek soos ek in 1994 laas gevloek het, En onmiddellik verloor ek toe nou een van my 2 followers, wat ek het, met die woorde wat uit my mond uitkom. Maar in any case, dit is toe nou so, die brood was toe ook toe nou nie so lekker nie, hy het toe nou nie lang genoeg gereis nie, dit het toe nou nie so lekker uitgewerk nie, but nevertheless, hoor julle, ek wil gou vir julle vra, dit is nou nie, ons doen nie openbaring nou hierso nie, maar ek wil graag hoor, wie van julle het nog nie een van die openbaring boeke hierso nie? Ek weet Karen het gesê, sy is ook, maar wie is hier wat nog nie een van die openbaring boeke? Amber, kan ek jou miskien gou vra, hier is die boks met die boeke, kan jy dalk vir die wat nie het nie? Ek wil julle net vanaand 'n prentjie, as ons daar kom, ons op bladsy 112 van die boek. Maar as jy nou nie die boeke het nie, dit is okay, jy gaan presies in elk geval weet wat ek van praat, maar ek het dit in elk geval saamgebring. Ek gee dit ook vanaand teen 'n baie spesiale prys, is R5,000 'n boek, maar as jy en jou partner dit saam kyk, kan jy hom verniet kry. So, dan as jy 'n boek kort, sê maar net en dan gryp jy daar ene. So, ek doen vanaand die gedeelte van Matteus 2. Dit gaan oor die geboorte van Jesus, maar dit gaan ook oor die Magi, die wyse manne, wat gekom het, wat die ster gevolg het na Jesus toe, na sy plek van geboorte toe daar in Bethlehem, nou wil Jesus sy. Net hier oopmaak. As hy, en die brilliekie, ek het hom aan die glas gevat, so ek moet net eers hier skoonmaak, dat ek kan lees. Kan sien, ek sien 'n normale brildraer van hierdie ouetjies nie. As hy. So, ek wil vanaand vir ons begin, het Dylan hom vir ons daar opgesit. Ek gaan net daar so begin. So ek wil vanaand vir julle net so kort inleiding gee van Matteus 2. En ek wil sê vir julle ek wil net julle moet julle self vir 'n oomblik voorstel. Mans wat van ver af kom, hulle reis honderde kilometers, nie vir besigheid nie vir oorlewing nie, maar hulle doel om te kom aanbid. Hulle het iets gesien wat ander gemis het. Hulle het iets gesoek wat ander nie belangrik geag het nie, en hulle het iets gevind wat die geskiedenis verander het daarso, Nou vandag kyk ons nou saam na Matteus 2 vanaf vers 1 tot 12. Hier sien ons nie net die geboorte van Jesus nie, ons sien ook die openbaring van 'n koning en die 3 verskillende reaksies op hom. En julle sal nou oplet vanaand, jy weet toe ek hierdie Matteus 2 vir die eerste keer gelees het, baie mense lees dit raak. En dan dink hy, okay, dit gaan oor Jesus se geboorte en dit gaan oor koning Herodes, Herod the Great, soos wat hulle sê, wat vreeslik benoud was, dat sy koninkryk gaan oorgevat word deur hierdie beloofde koning wat gekom het en hy daardeur het hy die kinders doodgemaak. Dis hoe ons die storie verstaan. Maar die boek van Matteus is vir my
in my persoonlike opinie, ek meen almal het 'n boek wat hulle regtig waar vywer in die Bybel, wat sê oor so baie mense is baie mal oor Psalms, dis hulle boek, en ander oor Openbaring, ander oor Genesis, ander oor Luke en John, maar vir my persoonlik is die boek van Matteus 'n absolute amazing boek. Dis 'n amazing boek, want behalwe van die storie wat hy jou vertel vir Jesus se geboorte, net soos wat baie ander voorbeelde in die Bybel is daar 'n baie dieper betekenis agter die geboorte van Jesus en agter die storie van Herodes en die ster wat die wyse manne gevolg het, wat ons nou oor gaan lees. En ek wil net hê julle moet oplet na die 3, soos ek nou gesê het, die 3 sienings wat hierso is. So ek wil graag vir julle lees, en ek gaan dit deurlees, en dan julle kan hier so agtervolg as Dylan vir my sommer dit sal change. Ek het dit daar vir julle in Afrikaans en in Engels opgesê, maar ek gaan mos nou die Engelse gedeelte lees, want anders te gaan JC vir my weer hierna met 'n woordeboek omslaan, en dan moet ek nou 'n halfuur luister van al die Afrikaanse woorde wat ek verkeerd gesê het. So ek gaan dit net in Engels lees. Sê Matteus 2 vers 1, hy sê, After Jesus had been born in Bethlehem of Judea in the days of King Herod, wise men from the east arrived in Jerusalem and asked, Where is the one who was born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him. When King Herod heard this, he was disturbed, and was all of Jerusalem. He called together all the high priests and the scribes of the people and asked them where the Messiah was to be born. They told him, In Bethlehem of Judea, because that is what was written by the prophet. O Bethlehem, in the land of Judah, you are by no means least among the rulers of Judah, because from you will come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod secretly called together the wise men, found out from them the time the star had appeared, and sent them to Bethlehem. He told them, As you go, search carefully for the child. When you find him, tell me that I too may go and worship him. After listening to the king, they set out, and the star they had seen in the east went ahead of them until it came and stopped over a place where the child was. When they saw the star, they were ecstatic with joy. After they went into the house and saw the child with his mother Mary, they fell down and worshipped him. Then they opened their treasure sacks and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Having been warned in a dream not to go back to Herod, they left for their own country by a different road. So ek het besluit, ek gaan hierdie sommer alles vir julle in een lees, en dan kan ons nou daaroor praat, en ek gaan so 'n bietjie teruggaan en dit vers vir vers net vir ons bietjie opbreek vanaand hierso. Ek moet vir my van daai brille kry wat jy bo en onder kan sien, dan kan ek daai skreen lees, en ek kan hierso lees, maar nou moet ek hier sien, en dan sien ek kan nie eers Tannie Frans hier voor my sien nie, dit is wild. Maar in elk geval, so die koning word gebore, ek wil net vir julle lees hierso vers 1 en 2, ek gaan weer by vers 1 en 2 begin. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en het gekom om hulde te bewys. So, die koning word, nommer 1 hierso is, die koning word geopenbaar in vers 1 en 2. Hy sê, hy is, of waar is hy, hulle vra, waar is hy wat gebore is, die koning van die Jode? Hier kom die wyse manne uit die, ek sê, hier kom die wyse manne uit die ooste uit, nee. Hulle is nie eers Jode nie, hulle is heidene, Gentiles, wat uit die ooste uitkom, en die geboorte van Jesus, of hierdie ster wat hulle moet volg, om Jesus, die kind te sien. En tog, is dit hulle wat eerste die koning kom soek. Hulle volg 'n ster, 'n bo-natuurlike teken van God. Nou ek wil daarso net gou stop by vers 1 en 2, en dan wil ek sê, baie keer lees ons hierdie stuk, né? En dan wonder ons dink nie verder daaraan nie. Hoekom die ster? Hoekom het hulle die ster gevolg? Waar kom hierdie ster vandaan? Hoe het hulle geweet om hierdie ster te volg, né? En ons moet hierdeur verstaan, die Bybel gee nie vir ons 'n direkte beskrywing van hoekom hulle 'n ster moes gevolg het. Daar's nêrens wat dit geskryf is nie, maar hierso is die ding. Hulle het die profeet Daniël, dit was nie in hulle tyd nie, maar ek meen hulle het die profeet Daniël geken.
en die skrifte, die profeseë wat hy gegee het, en kom ek gaan gou vir julle daar in Daniel in, en ek vertel ek julle gou iets daar. So Daniel het hierdie, Daniel 7, 8 en 9 het hy geskryf 500 tot 600 jaar voor Christus. So dis 'n lang tyd vir dit gewees. En ons sien nie direk in die boek van Daniel, dat hy vir die wyse manne gesê het, om eendag 'n ster te volg nie. Maar ons sien duidelik dat hy 'n groot invloed op hulle gehad het in Daniel 2 vers 48. Hy word aangestel as die hoof van die wyse manne in Babylon. Nou, op bladsy 112 van die boek wat ek nou daar vir julle gesê het, is daai standbeeld van die droom van Nebukadneser. En ek wil hierdie nie complicated maak nie, ek weet nie hoeveel van julle het al daai droom gelees van wat Nebukadneser gehad het nie, van die verskillende koninkryke. En hierdie verskillende koninkryke was die Assyrian Empire, wat nou nie, dit begin eintlik by die kop van goud, wat die Babylonian Empire was. En dan was dit die arms van silwer, wat die Medo-Persians was, die bors van brons, wat die Grieke was, en dan die bene, wat die Romeine was, en dan die voete van yster en klei, of die bene wat yster was, wat die Romeinse ryk was, en dan die voete van yster en klei, wat die koninkryk is, wat nog gaan kom, wat die antichrist by gaan wees. En ek wil oplet, ek wil julle moet oplet, soos wat ons deur hierdie gaan, hoe dit regtig waar met die eindtye, die tye waarin ons nou is, die hele boek van Matteus, taai in, elke liewe hoofstuk van Matteus, taai in met die eindtye. Dit is 'n amazing boek, veral, ek meen, almal praat altyd van Matteus 24, die Olivet Discourse, ek kan nie onthou wat is die Afrikaanse woord daarvan, die JC het my al een keer gesê wat dit was, maar ek noem dit die Olivet Discourse, dis wat hulle dit in Engels noem. Dit is die tekens van die tye en hoe dit gaan wees in die eindtye, soos in die dae van Noag, wat hulle dit noem. Maar ek wil nou nie vanaand te ver daarin gaan nie. So, dit is die standbeeld wat hy gesien het, en ook in hierdie standbeeld wat hy gesien het, het hy gesien hoe 'n klip uit die berg uitgesny word, sonder human hands. Deur supernatural hands, en hierdie klip het van die berg afgekom, en hy het hierdie standbeeld sy voete aan die onderkant geslaan, en hierdie hele standbeeld het ontplof in stof in. Al die koninkryke het ontplof in stof in, en daar het een groot koninkryk gevorm aan die einde. Dit was Daniel se droom, en toe hy dit vir Nebukadneser uitlê, toe is hierdie droom, toe hy dit van uit, toe sê, die koning Nebukadneser, sy woorde was, wie ook al hierdie droom kan uitlê vir my, nie sal hy oplig nie, maar ek meen, hy het sy wyse manne gekry wat gekom het en het vir hom, wat sy droom vir hom probeer uitleg, en hulle het vir hom gelieg en bedrieg, en ek probeer hier nou vir julle in 'n kort compact version sit, en hy het gesê, nee, julle gaan doodgemaak word. Toe kom Daniel en hy sê, wow, moet nie julle nie doodmaak nie, gee my 'n klein bietjie kans dat ek met God kan gaan gesels, en vir hom bid, en dan gaan ek terugkom met jou drome, gaan ek vir jou sê, want hy wou nie vir hulle gesê het wat sy droom was, hy sê, ek gaan vir jou sê wat jy gedroom het, en ek gaan die betekenis daarvan vir jou uitlei, en toe hy dit reg kry om dit te doen, om daai droom vir hom uit te lei, toe verheug hy, of toe verhoog hy vir Daniel, toe lig hy vir Daniel op om Daniel, en hy maak hom toe eventually in charge van hierdie selfe wyse manne. En hierdie wyse manne, kom 500 jaar of 600 jaar voor Jesus se tyd, is dit van generasie tot generasie aangepas. Dit wat daar so gebeur het, en die lesse en profeseë wat Daniel vir die mense gegee het, en die wat onder hom gewerk het, want hy was in charge oor al die wyse manne gewees. En hy sê so aan die manne van Babylon, wat dan beteken, hy het hulle denke en hulle kennis gevorm. Verder het hy 'n profesie ontvang oor die komende Messias, en selfs 'n tydlyn gegee, in Daniel 7 en in 9, wat daarop dui, dat die verwagting van 'n komende koning in daardie streek gevestig is. Daarom is dit 'n sterk en logiese gevolgtrekking, dat hierdie kennis oor generasies oorgedra is, sodat die wyse manne in Matteus 2, nie net 'n ster gesien het nie, maar kon verstaan het dat dit 'n teken van die Messias se geboorte was, en daarom gereageer het deur hom te gaan soek en hom te aanbid. Is dit nie mooi nie? Hoe taai dit nie op? Daniel, hier het ons nou Daniel 7 en 9, die 70 weke van Daniel, en hoe dit optaai van Daniel af tot by die geboorte van Jesus, dat dit daar al klaar predikt was, presies hoe dit gaan wees, en hierdie wyse manne
het daai profeseë van Daniel gebestudeer, en natuurlik het die Here 'n supernatural influence gehad om hulle te laat weet, hoor hierso, hierdie ster, alhoewel dit nêrens geskryf is nie, né, is daar 'n supernatural teken vir hulle gegee, sodat hulle kon weet waar die Messias gebore gaan wees. En weer eens gaan ek vir julle sê, ons praat hier van nie Jode. Hierdie is heidene van wie ons praat, né? Hulle het gegaan, en ons gaan nou na die drie verskillende groepe kyk. Hulle het gegaan en hulle het gaan doen. En dit sê vir ons, né, presies, né, en ek gaan net hierdie vinnig vir julle sê, dit sê vir ons presies in Daniel 9, in die 70 weke van Daniel, hoor gou hierso. Dit sê, as hulle vanuit die decree om die tempel te herbou was, né, as hulle van daai tyd af vat, tot die tyd wat Jesus op 'n donkie in Jerusalem ingekom het, né? As hulle die profeseë gevolg het, was dit presies 173.880 dae. En hulle het daai goed gebestudeer. En wat gebeur? Sy eie besittings, né? Of wie mis die Messias? Sy eie besitting mis hom. Soos wat dit sê in Johannes 1 vers 11. Hy sê, hy het na sy eiendom toe gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Hulle het hom gemis, né? Die skrifgeleerdes, né, die hoë priesters van daai tyd van Israel, het hom nie herken nie. Hulle het hom nie, die hoë priesters en die skryf, hulle het hom nie geherken nie. En natuurlik die Romeine het hom glad nie geherken nie. Ek meen, hulle het hulle ander Diana en die verskillende gode, en al hierdie songode, en hulle het 'n klomp gehad vir wie hulle gebid het. So hulle was totally van die pad af, né? En dan, wie volg hom hierso? Die heidene, die Gentiles, né, wat as die Jode beskou word as, ek het nie 'n ander vir lekker of 'n beter woord vir hulle rubbish. Ja, dit is hulle erken nie die Gentiles nie. Ons is vuil volgens hulle, jy weet, unclean. En beskou deur die Jode, en vandag bekend, né, vandag is daai wat regtig vir Jesus volg, né, bekend as die bruid van Christus. Maar is dit nie mooi hoe al hierdie goed net so mooi by mekaar pas, en ek meen sonder om dit complicated te maak, om te dink Daniel 600 jaar voor Jesus, predikt hy hierdie gaan gebeur. Die wyse manne kom, Jesus sy eie besitting, sy eie Jode, né, die scribes, die hooggeleerdes, die priesters van daai tyd mis hom. En die heidene kom hierso, wat nie Jode is nie, hulle kom en hulle volg die ster, en hulle gaan om Jesus te gaan aanbid. Nou hoor nou hierso, gaan dit nou hierso aan. So Daniel was in Babylon, dieselfde streek waar hierdie wyse manne vandaan kom, né? Daniel was nie net 'n profeet nie, hy was ook hoof oor die wyses. Dit beteken, hy die kennis van God, die profesie van die Messias en die verwagting van 'n komende koning is oorgedra deur die generasies. Deur elke generasie van Daniel se tyd af het hulle geweet wat die profesie is wat Daniel gegee het in Daniel 7 en Daniel 9 van die koms van die Messias, né? Hulle het nie net die ster gesien nie, hulle het ook die betekenis daarvan verstaan. Hierdie wyse manne wat gekom het, né? Hulle het die tekens herken. In Nommers 24, nee, in Numeri, né? Onthou julle daai dag toe ek vir hulle sê, Numbers, sê ek Nommers, nee, Numeri, 24:17, 'n ster kom te voorskyn uit Jakob, en hier is 'n slide hier agter wat julle kan lees wat sê, I can see him, but not right now. I observe him, but from a distance. A star streams forth from Jacob. A scepter arises from Israel. He will crush Moab's forehead, along with all of Seth's descendants. Hierdie was nie net vir hulle 'n lig in die hemel nie, dit was 'n sein van die hemel, dit was 'n verklaring van God en 'n aankondiging van 'n koning, né? En die waarheid hiervan is, wanneer jy die woord van God ken, herken jy ook God se bewegings. Dit is die les wat ons hier uit punt 2 uit kan leer. Hy sê, wanneer jy regtig 'n relationship met die koning het, né, dan herken jy God se bewegings. Mense wat nie God ken nie, wat nie Jesus ken nie, wat nie Heilige Gees het wat binne in hulle bly nie, ken glad nie God se bewegings nie. So wanneer God beweeg, herken hulle dit nie. Hulle ken nie die tekens nie. En dit sê dit, en dit is die les wat ons hier so uit hierdie tweede punt deur om te herken, wat ons daar uitkry. Hulle was oplettend, baie mense kyk, maar min sien, baie hoor, maar hulle verstaan nie, né? Hierdie manne het dopgehou, hulle was sensitief, hulle was wakker. Hulle was nie aan die slaap nie. Net soos Jesus vir sy bruid sê, hoor jy, ek kom op 'n uur,
wat jy my nie gaan verwag nie. Moenie aan die slaap wees nie. Wees wakker vir my woord, wees reg vir dit wat die woord vir jou sê. As ek kom, gaan dit in 'n blink of an eye gebeur, né? En hy het net so, hierdie wyse manne was oplettend, hulle was regtig, hulle het dopgehou, hulle was sensitief, hulle was wakker. Openbaring kom vir die wat oplettend is, né? En ons moet dit net onthou. Nommer 4, God het hulle verder gelei. 'n ster het beweeg, dit het hulle gelei en dit het gaan stil staan oor Jesus. En later praat God met hulle in 'n droom. In die laaste vers het hy vir hulle gewaarsku. Hoorie? Moenie terug, né? Moenie terug na Herodes toe gaan nie. Hy het hulle gewaarsku, né? Want hulle het vir Jesus gaan aanbid. So, deur 'n droom het hy na hulle toe gekom en gesê, hoorie, moenie teruggaan daar na Herodes toe nie, want as jy teruggaan, daai man hy gaan vir jou beet kry. Jy gaan nie lewendig wees nie. En wat doen die manne? Hulle draai om en hulle gaan terug na hulle eie lande toe. Hulle gaan nie terug daar na Herodes toe nie. So ek wil hê julle moet die patroon sien hierso. Hulle beweeg en God lei. Selfs met ons vandag. Ons beweeg, ons wat in Jesus is, né? Ons beweeg en God lei. Maar as God ons lei en hy praat, dan moet ons beweeg. Maak dit sin as ek dit so sê? So die waarheid hiervan is, God gee nie altyd vir ons die hele pad nie, op een slag nie. Hy gee die volgende stap vir al die wat beweeg. Hy gee nie ons hele pad wat ons vorentoe gaan vir ons op one shot nie. Hy gee jou 'n stukkie op 'n slag, dit wat jy kan hanteer. Maar as hy jou daai stukkie gee, dan moet jy beweeg, soos hierdie wyse manne beweeg het. Hulle het geweet, daar gaan 'n ster kom wat hulle gaan lei, tot by die promised Messiah. En wat het hulle gedoen? Hulle het beweeg. Toe daai ster kom, toe is hulle ripped and ready to go, soos jy sê altyd sê, toe sê hulle, let's go. En hulle het daai ster gevolg en dit het hulle tot by Jesus gevat. Net so vir ons vandag, ons moet reg wees, ons moet ready to go wees. In enige oomblik, in enige situasie. En julle weet self wat in hierdie kerk is, ons het al 'n paar situasies hier gehad, om mee te deel. Waarvan Stefan nou die laaste ene was, wat hulle kind verloor het, en goeders. Daai is die goed wat op jou pad kom. En as daai goed op jou pad kom, moet jy reg wees. Jy moet reg wees om mense by te kan staan, jy moet reg wees om vir hulle te kan woord gee, jy moet reg wees om hulle te kan vertroos, jy moet reg wees om Heilige Gees toe te laat, om sy werk as die vertrooster hierso te kom doen. Hulle hart was reg, en hierdie is die kern daarvan, ek wil graag vir julle sê, wat ek net weer 'n keer lees, die waarheid. God gee nie altyd die hele pad op een slag nie, hy gee die volgende stap vir die wat beweeg, Hulle hart was reg, en hierdie is die kern, Hoor gou hierso, Herodes het die nuus gehoor, maar hy was bang. Hy was in vrees, want hy het gehoor van hierdie komende Messias, of hierdie komende koning, wat sy heerskappy gaan kom wegvat. So hy het gebibber, daai man. Hy was bang. Die skrifgeleerdes het die skrif geken, maar hulle het nie beweeg nie. Maar die wyse manne het gesoek. Hulle wou hom hê, en hulle het hom gekry, want hulle het hom gesoek. En die ster was daar vir almal, maar net die wyse manne het dit gevolg. Die verskil was nie die teken, of die verskil was nie net die teken nie, die verskil was nie net die kennis nie, maar die verskil was die kondisie van die hart. Is dit nie, daarom maar nie vandag presies dieselfde nie? Dit is nie die tekens, en ons sien dit in so baie kerke vandag, daar is mense wat die pragtigste woord bring in die kerk, regtig waar skrifgeleerde mense, mooi en alles, maar die kondisie van die hart, die plek waaruit dit kom, is nie mooi nie. Ons sien dit by baie plekke. Heilige Gees is nie daar nie. By baie van die kerke, sorry to say, dit is die waarheid. Baie is dit. En ek praat nie nou van enige spesifieke denominasie of enige kerk nie. Ek sien dit by baie nie, en ek praat nie van Carletonville nie, ek praat van wêreldwyd, as 'n geheel. Want hier, Matteus 2 is definitief nie net vir Carletonville geskryf, dit is vir die hele wêreld geskryf. So die verskil is die kondisie van die hart. God wys homself aan die wat hom soek, nie net aan die wat kyk nie, nie net aan die wat weet nie, maar die wat opstaan, wat volg en wat hom soek. Dit is aan wie hy homself wys. En dan het ek net hier so vir myself een sin geskryf, so hy sê die lig van God is sigbaar vir almal, maar net die soekers volg dit. Dit leer ons iets belangriks. God openbaar homself aan die
wat hom werklik soek. En die waarheid daarvan, ware soekers is bereid om te reis, om op te offer en alles te gee om Jesus te vind. Is dit nie mooi daarom wat daai hoe dit is nie? So mooi daai. Yes, sorry. In elk geval, so ons gaan aan na die volgendes toe. Gaan omblaai so. Die koning word verwerp. Nou gaan ons terug. Kom ons lees gou van vers 3 af net weer tot by vers 8, né? En ek gaan dit vir julle in Engels lees. When King Herod heard this, he was disturbed, as was all of Jerusalem. He called together all the high priests and the scribes of the people and asked them where the Messiah was to be born. They told him in Bethlehem of Judea, because that is what was written by the prophet. O Bethlehem in the land of Judah, you are by no means least among the rulers of Judah, because from you will come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod secretly called together the wise men, found out from them the time the star had appeared, and sent them to Bethlehem. He told them, as you go, search carefully for the child. When you find him, tell me so that I too may go and worship him. Koning Herodes. Hierdie koning was bang, soos ek vir julle gesê het, hy was bang, want iemand kom, nog 'n heerser kom, om sy koninkryk te kom oorvat, en hy het ewe skielik hierdie vrees binne in hom gehad, dat die koninkryk gaan nie meer, of sy koninkryk, sy land, sy gedeelte wat hy oorroel, gaan nie meer syne wees nie, want daar gaan 'n ander koning kom, wat sy plek gaan vat, want hy het dit nie verstaan nie, hy kon dit nie verstaan nie, want hy het nie in dit geglo nie. So, toe Herodes dit hoor, was hy ontstel, die hele Jerusalem was saam met hom ook ontsteld gewees. Herod the Great, soos wat hulle sê in Engels, was 'n magtige koning, maar ook 'n bang koning. Hy het geweet, as daar 'n nuwe koning is, beteken dit dat hy gaan beheer verloor. En dan het ek 'n slide hier so agterop gesit, Dylan the next one, daar's hy. Nou ek sê daar so, nou hoe weet ons Herodes was 'n bang koning? Is omdat ons sien dit in sy reaksie in Matteus 2 wat dit duidelik wys. Toe hy hoor van 'n koning van die Jode, raak hy ontsteld, innerlik geskit en onrustig. Hy probeer die wyse manne mislei deur voor te gee dat hy wil aanbid, maar uiteindelik reageer hy met geweld deur die kinders van Bethlehem te laat doodmaak, iets wat net uit vrees en desperaatheid spruit. Hy sien Jesus nie as vreugde nie, maar as 'n bedreiging vir sy troon, en daarom wys hy optrede dat hy nie 'n sterk en veilige heerser was nie, maar 'n koning wat bang was om beheer te verloor. So, die kondisie van sy hart, nommer 1, hy het nie aan Jesus geglo nie, maar hy het geweet, daar is 'n koning wat kom, maar die kondisie van sy hart was so, laat niemand mag bo hom, die trots was so baie in hom, laat niemand behalwe hy, mag daai koninkryk heers nie. Trots, rebellie, weer eens, ons kan 'n hele teaching net oor daai insit in hierdie gedeelte, en ons gaan nie vanaand nie, maar ek net om vir julle 'n bietjie agtergrond te gee oor wat Matteus 2 sê, dat hy was 'n bang koning, en om julle 'n bietjie daarvan te sê. Nou in Revelation 2, vers 12 het ek hierso, en ek gaan maar net gou terug hiernatoe, want dit is vir my lekker om, waar sien ons hierdie ook weer 'n keer in die Bybel? Hierdie van mense wat compromise, van net soos wat koning Herodes en die mense van daai tyd wat compromise. Ons sien dit in Openbaring 2, in die 7 kerke, en meer spesifiek in die kerk van Pergamon. Een van die kerke wat ons nou gaan besoek, as ons nou in Turkye is daar, Nou ek wil vir julle net hierso ietsie lees, daai was geken as die state church, marriage or elevated. The church was married to the state and elevated to the state or the main religion. Dit was ook genoem die compromising church, hulle het gecompromise, want wat gebeur het in daai kerk, in Pergamon is, hulle het, in die kerk era van Smyrna, was hulle gepersecute, erg gepersecute, deur 10 emperors, wat daai tyd gekom het, wat Nero natuurlik een van hulle was, en Nero was 'n moebie ou, daar is nie 'n ander woord daarvoor nie, hy was 'n erg ou, hy het mense onderste bo opgehang, wat Christene was, daai onderste bo opgehang, teen lamppale buite, en hulle aan die brand gesteek, sodat mense kan sien om in die pad te loop. Hy het hulle so in rye opgehang, en hulle aan die brand gesteek, hy was 'n wille ou gewees, Nero,
So die mense, die Christene van daai tyd het weggekruip, hulle het stil gebly, want hulle het geweet, hoor die dis die persecuted church hierdie, ne? As jy net Jesus se naam genoem het, in daai kerk, ne, was jy so teen 'n paal opgehang. Toe ewe skielik, toe kom Constantine in, ne, in die era van Pergamon, in hierdie Pergamon, toe kom hy, ne, en hy kom maak die religion, die state religion van daai tyd, kom verander hy in Christendom in. En ewe skielik al daai mense, wat so hom gevolg het, vir daai emperors gevolg het, en mense gepersecute het, en hulle doodgemaak het, al 10 daai Caesars, ne, het hulle gepersecute, ne? En in daai tyd, wat hulle so gepersecute was, het hulle nie 'n woord oor Christus, en ek sê vir ek, hulle was heeltemal daarteen. Maar toe Constantine inkom in die tydperk van Pergamon, toe ewe skielik toe begin hierdie ouens compromise, hierdie selfe ouens wat nou net die Christene so vervolg, sê hulle, hoorie, maar Christendom is nou die nuwe religion van hierdie tyd, né? Hy sê, kom ons change maar so 'n bietjie, kom ons compromise so 'n bietjie, en toe is hulle so bang, hulle raak agter, dat hulle toe nou Christendom aanneem, daai tyd, maar met valse intensies, die verkeerde intensie van die hart, net wat ons nou hier oor praat, wat is die intensie van jou hart, né? Wat was die intensie van Herodes se hart, wat hy hierso gehad het? Wat was die intensie van die scribes en die skrifgeleerdes se hart? En wat was die intensie van die wyse manne, die magi se hart? 3 verskillende punte wat ons daarso het, né? So ek wil maar net dit vir julle gesê, so dit was die compromise, maar dit is dieselfde. So, dit was die probleem, Jesus kom nie net om te red nie, hy kom ook om te regeer. Baie mense wil 'n verlosser hê, maar nie 'n koning nie, né? Ons sien, ek het dit nou vir julle daai gelees van die verskillende opsies wat ons daar. So die skrifgeleerdes, hulle ken die profesie, né? Hulle het die profesie gehad, hierdie wat hulle in vers 5 en 6 van praat, ou Bethlehem, daai wat sê ou Bethlehem, het hulle gehad, en hulle kry dit in Micah 5, vers 1 en 2. En ek kan daai vir julle lees. Hy sê daarso, now marshal yourselves as troops, he laid siege to us, they will strike the judge of Israel on the cheek with a rod. As for you, Bethlehem of Ephraim, even though you remain least among the clans of Judah, nevertheless, the one who rules in Israel for me will emerge from you. This existence has been from antiquity, even from eternity. Is waar daai scripture vandaan uitkom, net om julle 'n bietjie konteks daar te gee. Hulle weet presies waar Jesus is, maar hulle gaan nie, hierdie skrifgeleerdes. Hulle weet presies waar hy is en hulle gaan nie, hulle bly daar waar hulle is, né? Hulle het kennis, maar geen reaksie nie. En die waarheid daarvan is, jy kan die Bybel ken en nog steeds vir Jesus mis. Dit is wat hierdie gedeelte eintlik vir ons sê, die dieper betekenis daarvan. Al hierdie goed het presies gebeur, ek wil net gou vir julle dit sê, né? Hierdie storie van die wyse manne is nie 'n storie nie. Dit het regtig so gebeur. Dit is presies hoe dit gebeur het. Maar daar is ook 'n geestelike betekenis aan al hierdie goeders wat gebeur het, né? Wat vooruitgeskryf is vir die eindtyd, die tye waarin ek en jy vandag lewe, sodat ons hierdie tekens kan herken. Dit is vir ons baie belangrik hierdie, né? Ons moet hierdie goeders ken, en dit is hoekom daar 'n dieper betekenis is op almal, en dit is hoekom elke boek van Matteus, né, kan gelink word aan die boek van Openbaring en dit wat die eindtye van ons vir ons sê. En kom laat ek julle net gou vertel, Openbaring 1 vers 3, sê vir ons, blessed, geseënd, is die een wat die profeseë van hierdie boek ken. En daar's 'n blessing vir daai persoon, blessed, is die een wat dit ken. En hoe meer ek lees hoe al hierdie goeders bymekaar kom, hoe al hierdie deeltjies van die puzzle bymekaar kom, kan ek verstaan hoekom die Here sê, geseënd is die ene wat die profeseë van hierdie boek ken. Is nie amazing hoe al hierdie goed bymekaar kom nie? Dit is regtig, ek sê vandag vir jy, ek dink as jy jou hele lewe lank die Bybel lees, né? Kan jy die Bybel nog nie 'n kwart verstaan soos wat eintlik daarin geskryf is nie. Daar's net too much, daar's net te veel. En elke keer as jy 'n stuk lees, né, dan openbaar die Here iets niets vir jou, iets niets vir jou. En dan hierdie storie was nou wat nou gelink, ek meen wat ek gelees het as 'n storie, hier kom die wyse manne, die magi, en hulle volg 'n ster, want hulle het vir Jesus kom soek, en daar gat hulle weer, en dis die einde van die storie, ek lees hom in 5 minute, boep, dan is hy klaar, né? Nou ewe skielik, kan ek 'n hele aand hier staan en praat,
oor 12 verse, oor die wyse manne wat gekom het en wat eintlik die dieper spiritual, alhoewel dit regtig so gebeur het, is daar ook 'n dieper spiritual betekenis agter dit. So hy sê Herodes se misleiding. Herodes sê vir sy wyse manne, hy sê, hoorie so, dis nou in my eie woorde, hy sê, hoorie, gaan soek vir my net asseblief daai kind wat gebore word, né? En as jy hom kry, laat weet vir my net, né? Want ek wil ook graag soos julle gaan, om hom te gaan aanbid. Maar eintlik lieg hy. Nou, dit is nie wat hy wil doen nie, hy wil hom gaan doodmaak, né? Want hy is 'n bedreiging vir hom, maar hy is so misleidend, né? Laat hy dit in so 'n manier sê. Hy sê, hoorie, gaan soek julle die kind, en as julle daai kind kry, né, laat weet my net, dan gaan ek kom en daai kind saam met julle kom worship. Dis die manier wat hy dit vir sy mense sê. Maar sy hart is vals, né? Nie almal wat oor aanbidding praat, wil werklik aanbid nie. Die les wat ons uit daai een stukkie uitleer. Die derde ding is, die koning word gevind, vers 9 en 10. Hy sê, Dylan, you can go to the next one there, verse 9 and 10, there we go. After listening to the king, they set out, and the star they had seen in the east went ahead of them until it came and stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were ecstatic with joy. Hy sê, so hierdie ster verskyn en lei hulle reg tot by Jesus. En die Bybel sê, hulle was bly, hulle het groot vreugde gehad, oor dat hierdie ster hulle na Jesus toegelei het, né? Hoorie, as ons vir Jesus ontmoet, is jy down in the dumps, soos wat jy was voordat jy hom ontmoet het? Nee, jy is nie. Jy is verheug, jy is vol vreugde, want jy het hom gevind, né? Jy het hom gevind, as jy net tot by jou redding kom, ek sal dit nooit vergeet nie, ek kan onthou nooit, toe ek vir Jesus ontmoet, né? Die storie wat ek gedink het is 'n fairy tale, my hele lewe lang. Ek het vir al die ouens wat altyd vir my gesê het, ja nee, hoor, jy moet jou lewe change. Jesus hou nie daarvan hoe jy lewe nie. Ek gesê, luister gou hierso, né? Gaan vertel jy hierdie fairy tale vir iemand anders wat omgee. Asseblief, sit vir my ACDC aan. Né? Maar dan ek maak nou net, want dan en ek sê niks van, ek sê nou nie daar's iets fout daarmee nie, maar ek sê net dit is hoe my hart was daai tyd, né? Toe ek vir Jesus ontmoet, toe ek soos die Energizer bunny. Ek sê regtig waar vir julle, ek kon nie gewag het om vir mense te vertel wat het nou hier met my gebeur nie. En dit is nie natuurlik in my persoonlikheid, alhoewel ek baie praat en like om jokes te vertel, is dit nie in my persoonlikheid om oor hierdie, ek nie gevoel, dis in my persoonlikheid om oor hierdie tipe van goed te praat, en hierdie dieper spiritual goed te praat. En ewe skielik kan ek nie wag om vir mense te gaan vertel van Jesus nie. Want toe voel ek hem. Toe die kondisie van my hart het verander, en hy het binne in my hart ingekom. So toe ewe skielik, toe change my hele mindset oor hoe, wat, waar, wat ek doen, hoe ek dinge doen, wat ek in die verlede gedoen het. Ek het van alles gaan repent, en dit het my lewe vir altyd verander. En ek beloof julle, dit het nou niks met vanaand se storie uit te waai nie, maar ek sê nou vir julle, ek sal nooit, ek kan nie sien in my lewe, as jy regtig, as die kondisie van jou hart reg is, as jy vir Jesus ontmoet, né? As jy nie met 'n valse verwagting kom nie, nie met kopgeleerde die môre Christens, soos wat JC altyd sê, nee, it's not inside, it's all on top, né? As jy met al daai goeders inkom, né, wonder ek baie keer of as jy werklik gered, né? Maar as die kondisie van jou hart reg is, né, beloof ek vir jou, ek kan nie sien hoe jy ooit kan terugdraai na jou ou lewe toe nie. Beteken dit jy gaan opslip? Verseker, ons almal slip op van tyd tot tyd, maar ek beloof vir jou, jy gaan altyd terugkom op die regte pad. Jy het nie, dit kan net nie anders wees nie. As jy die waarheid sien, die waarheid weet, die waarheid in jou hart het, en jy begin die wonders en tekens sien wat Jesus vir jou wys, né? En ek het al 'n paar van hulle gesien in hierdie laaste 6-7 jaar, né? Ek het vir Henny en 'n paar mense al hier in hierdie kerk al 'n paar goed vertel wat oor my pad gekom het in hierdie tyd, saam met JC en sonder JC, né? Wat unmistakable is. Unmistakable is. Ek lees vandag, of nie, ek ry hiernatoe vandag in my kar, ek sit die radio aan, en daar sê ou, ek het vir JC dit ook vertel, die ou kom aan, hy sê, hoor hierso, hy is vandag 28 jaar met sy vrou getroud. Dis nou hulle anniversary vandag, né? Hy sê maar,
En dis op radio, dis op die Hot 1027 of wat, en dis, maar ek kon hoor aan die einde, toe sny hulle producer, dit seker nou maar bietjie af, want toe begin die DJ's daar nou hier oor te praat, en hulle sê, hoor hierso, ja, hy is ook nou so lank getroud, en weet jy wat, as hy sy vrou 'n jaar vroeër ontmoet het, sou dit nooit uitgewerk het nie. Dit sou nie uitgewerk het, want hy was op 'n ander plek in sy lewe, maar die dag toe hy haar ontmoet, hy sê, daar is iets supernatural daaromtrent. Hy sê, hulle was bedoel vir mekaar, maar nou, ek kan hoor, hulle ken nog nie Jesus nie, maar hulle herken, dat daar iets, there's more to it. Ek meen, want vir hulle om daai presiese tyd by mekaar te kom, ek kan my en Lisa ook as 'n voorbeeld, ek is seker elkeen van ons hierso, wat hierso sit, het 'n storie om te vertel van hoe jy en jou vrou by mekaar gekom het. Party wil ons dalk nie hoor nie, maar ander is dalk mooi stories, jy verstaan, want ek sê so, ja, ek het byvoorbeeld my vrou in 'n nightclub ontmoet, né? Boogie nights. Maar in elk geval, ja, almal van ons het 'n verskillende storie, né? Dit is so. Maar dit is net vir my amazing hoe tot die wat nie vir Jesus ken nie, né, herken dat hy en sy vrou en sy bruid het by mekaar kom en hy sê hy is nog verlief op haar, hy is nog so verlief op haar vandag soos die dag toe hy met haar getrou het. En is dit nie maar vir ons almal so nie? En ek kan eerlikwaar vir julle sê, ek is liewer vandag vir Lisa as die dag toe ek met haar getrou het. Ek het vir die eerste 10 jaar nie verskriklik baie van haar gehou nie. Gelukkig word hierdie rekord, sy sal dit sê. Nee, ek jok net vir julle, maar ek is vandag liewer vir haar as dat ek ooit vir haar was. En het ek en sy nie in daai nightclub op daai dag ontmoet nie, né? So ek en sy nooit by mekaar gekom het, en ek sou nooit daai 2 beautiful kinders gehad het wat daar in potjes nie, né? Ek sou nooit ek dink nie eens ek sou die werk gedoen, my lewe sou anders gelyk, ek sou nooit dalk eers vir Jesus geken het nie. Maar hy het dit so gedestin, né? Hy het dit so op ons pad gesit, dat ek en sy op daai presiese tyd by mekaar kom, want dit is meant to be om so te wees, as jy dit in die wil van die Here doen. Anders is daai huwelik uit mekaar uit. Mense skei, mense gaan weg van mekaar uit, maar as jy die Here in jou huwelik intrek, né? All the difference in the world. Okay, nou is ek genoeg down the rabbit hole gegaan, dat ek nou 'n bietjie hierso weer terugkom op die pad hierso. So, wat ek wou sê, hulle was baie bly, hulle het met groot vreugde, né? God lei die wat reeds in geloof beweeg, né? Hulle het nie alles geweet nie, maar hulle het die lig gevolg wat hulle gehad het, en die waarheid daarvan is, as jy beweeg in geloof, sal God jou verder lei. Die koning word aanbid, dis nommer 4, en dit is vers 11 en 12, né, die laaste 2 verse hierso. Dan sê hy, After they went into the house and they saw the child with his mother Mary, they fell down and worshipped him. Then they opened their treasure sacks and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Having been warned in a dream not to go back to Herod, they left for their own country by a different road. So, dit sê hierso, hulle het neergeval en hom aanbid. Hulle sien ons ware aanbidding, né? Of ons sien nou hulle ware aanbidding. Hulle het neergeval in nederigheid, né? Hulle het aanbid in oorgawe en hulle het eer gegee aan die koning wat gebore was, né? Die 3 gawes wat hulle gebring het, en ons het daai song van Enrico en Anja gesing, is goud, wierook en mirre, né? Goud beteken hy's 'n koning, né? Wierook, die betekenis daarvan is hy's 'n priester, né? En mirre is hy sal sterf, né? Mirre is dood. Dit is ook in die kerk, die kerk, ek dink is die kerk van Smyrna wat dit sê, wat hulle crushed, daai wat gepersecute is in daai area, né? Dit is, of in daai tydperk, en die mirre is, hy sal sterf. In die boek van Openbaring, ek en Jace het ook vandag gepraat, né? In die boek van Openbaring praat hulle nog steeds van goud en wierook, maar mirre is nie daar nie, wat hulle van praat nie, né? Want hy het reeds vir ons gesterf. En dis hoekom die mirre nie daar is. Hier sê hulle, die 3 wyse manne het gekom en hulle het goud, wierook en mirre gebring. Dis nie per toeval so nie. Dit is bedoel, dit moes so geskryf gewees het, want dit is wat hy gekom, hy is gekom om te kom gebore vir ons word, as 'n koning, as 'n priester, en laaste om vir ons te kom sterf op die kruis, né, sodat hy al ons sondes vir ons kan dra. Hy sê, selfs by sy geboorte is die kruis reeds sigbaar. Die waarheid daarvan, Jesus het nie gekom om te leef nie, hy het gekom om vir my en jou te sterf. Dit is hoekom hy na hierdie aarde toe gekom het. Nou, die 3 reaksies op Jesus, né? Kom ons kyk gou daarna. Herodes bied weerstand, né? Hy verwerp Jesus, hy wil beheer hou.
Nou die eerste ding wat ek vir julle hier wil sê is, né, hierdie kan 'n baie persoonlike boodskap vir elkeen ook hier sou wees, hierdie 3 sienings, né. Herodes het definitief nie vir Jesus geken nie, né. Hy was net bang oor die koning wat sy plek gaan, hy het bedreig gevoel. En dit is hoekom hy het glad nie in Jesus geglo nie, dis Herodes, né. En die teenoorgestelde daarvan vir ons vandag is sê, jy moet doodgaan aan jouself om Jesus te vind. Wanneer jy hom vind, gaan jy dood aan jouself dag na dag na dag na dag. Jou ou self lewe nie meer nie. Nou begin jy vir Jesus lewe, né? Jy begin nie meer soos Herodes lewe nie, maar Herodes, dit wat hy vir ons hierso uitbeeld, né, is hy sê jy moet fisies doodgaan aan jouself. Die skrifgeleerdes, né, is onverskilligheid, né? Hulle weet, maar hulle doen niks nie. Presies soos wat die Jode vandag is, hulle het al die kopkennis in die wêreld, né? Hulle ken die Torah. Ek praat nou nie eers van die Jode nie, kom ons praat sommer van die Gentiles, né? Hoeveel mense daar buite, né, het kopkennis, jy kan met hom niks stry oor die Bybel nie, maar dit is leeg aan die binnekant. Daar's niks Heilige Gees nie, né? Hulle ken alles, maar hulle loop nie, hulle beweeg nie, hulle bly net daar waar hulle is, maar hulle het al die kopkennis in die wêreld. En dan die derde een is die wyse manne, wat aanbidding is, né? Hulle soek, hulle vind, hulle buig, né? Bruid van Christus. Die 3 verskillende sienings daai wat dit is. Elkeen reageer op Jesus, maar nie almal aanbid hom nie. Nou die toepassing daarvan wat ek vir julle gesê het, né? En dit is nou, hierdie is nou op 'n persoonlike vlak vir ons almal, né? Want ons moet nou hierso kies, né? So kom ons maak dit persoonlik, né? Is jy soos Herodes? Jy wil hê Jesus moet oor jou lewe, jy wil nie hê Jesus moet oor jou lewe regeer nie. Jy ken hom, maar jy wil nie hy moet oor jou lewe regeer nie, of jy ken hom glad nie, jy is 'n ateïs, of 'n satanis, of jy glo in Boeddha, of jy glo in Mohammed, of whatever the case may be, of in enige ander gode wat die, wat is hierdie ander, die Hare Krishnas, wat, ja, julle weet waarvan ek praat. Of as jy soos die skrifgeleerdes, jy weet baie, maar jy beweeg nie, jy doen niks nie. Ne? Of die derde ene, is jy soos die wyse manne, jy soek hom en jy buig voor hom. Jy soek hom en jy vind hom, en dan buig jy voor hom in aanbidding. Die wyse manne het 'n ster gevolg, maar ons het iets baie groter. Ons het die woord van God en Heilige Gees. Jesus homself het gesê, ek moet weggaan, maar ek los julle nie as weeskinders nie. Ek stuur vir julle die helper, die vertrooster wat groter is as ek. Hulle het 'n kind gevind, maar ons ken die koning. Ne? Dis amazing daai, ne? Nou wil ek vir julle, ek gaan hierso begin stadig afsluit, ne? En ek wil net vir julle nou 'n goeie verduideliking van gee van hoekom Matteus 2, hierdie eerste gedeelte, hierdie eerste 12 verse, hierdie wyse manne, hoe pas dit in die eindtye in? En ek wil gou hê julle moet hierna luister. Hy sê, die koning kom, die wêreld reageer. In Matteus 2, Jesus kom as koning, die wêreld reageer op 3 maniere. Ek het dit net vir julle gesê. Herodes, die skrifgeleerdes of die wyse manne. Ons moet kies wat een van daai 3 ons wil wees. Dieselfde gebeur in die eindtyd, né? Wanneer Jesus weer kom, gaan daar ook 3 reaksies wees. Daar gaan wees weerstand, onverskilligheid en aanbidding. Daar gaan daai wees, né? Dit sê vir ons in die boek van Openbaring, né? Daar gaan baie wees in daai eindtyd, in daai 7 jaar verdrukking, ewen as hulle weet, dit is God se eie wrath wat op die aarde afkom. Dis nie persecution daai nie, né? Dis verdrukking wat ons gaan, wat nie ons nie, maar wat die mense gaan deurgaan. En dan gaan daar 3 verskillende reaksies in daai tyd wees, né? Daar gaan daai wees wat sê, Mohammed kom help vir ons, Diana kom help vir ons is in die moeilikheid hierso, die spirit of Ra, Zeus, wie ook al hulle dit wil noem, wie ook al hulle God is, gaan sê, kom help my, né? En hulle harte gaan net harder word teenoor Jesus, hoe meer judgments hy op die aarde bring, en hoe meer hulle geverdruk word, hoe meer gaan hulle hom haat, né? Dan gaan daar daai wees, né, wat onverskillig is, wat ook daai tyd, hulle is die lukewarm, die wat ons ook in Openbaring 3 van lees, in die kerk van Laodicea, die lauwarm Christene. Julle weet daai wat ek vir julle gesê, die duikboot Christene, daai wat net surf is op 'n Sondag, né? Baie van hulle, kopkennis, niks hier binne nie, niks hier so binne nie. Hulle gaan ook
in daai eindtyd wees. Mense wat kopkennis het wat sê, ja nee, die Bybel sê hierdie en hierdie, maar hulle glo nie daarin nie. Hulle glo nie daarin nie, Jesus is nie hulle redder nie. En daar gaan daar die wees, né, wat regtig 'n hartskyf gaan hê in die eindtye, wat gered gaan word. Daai wat hulle praat in die 5de seël wat gebreek word vir die martyrs under the altar, daai wat gedurende daai 7 jaar periode gaan daar 'n klomp doodgemaak word, want die antichrist gaan kom en hy gaan sê, sit jou merk of my merk in jou regterhand of hier in jou voorkop, en jy sal nie kan koop of verkoop sonder daai merk nie, né? En as jy Jesus declare daai tyd, as jy vir hulle sê, ek gaan nie daai merk vat nie, ek is verseël deur Jesus, dan gaan jou kop afgekap word. En dis die martyrs wat onder die altaar is. Dit is die derde ene, maar hulle gaan na hom toe kom in daai tyd, hulle gaan 'n change of heart en hulle gaan kom in aanbidding vir hom. En die patroon is hierso, né? Sy eerste koms wys vir ons hoe mense op sy tweede koms gaan reageer. Die hele Bybel is vol patrone. So sy eerste koms gaan vir ons presies wys, né, hoe dit gaan wees met sy tweede koms. As Jesus in die boek van Matteus, en ons gaan daarby uitkom, Matteus 24, as hy vir ons sê, dit gaan soos in die dae van Noag wees, dan gaan dit soos in die dae van Noag wees. Hey, daai was nie moonshine and roses, daai dae nie, né? Die Nephilim het gelewe in daai dae. Die Watchers, dit is allerhande fallen angels, dit was anarchy gewees in daai dae, né? Anarchy. Net soos hy dit gaan wees in die laaste dae, wanneer daai 7 jaar verdrukking kom, né? Nie die eerste 3,5 jaar nie, as daai eerste 3,5 jaar klaar is en daai demone begin op hierdie aarde manifesteer en ons begin hulle sien soos ek en jy mekaar sien, wat nou in die spiritual realm is, sien ons dan in die lewendige, né? Dan het jy 'n probleem. Jy het 'n probleem daai tyd, né? En dit is hoekom ons moet weet, die Bybel is vol patrone, van een wat volg op 'n ander, en dit wat hy hierso sê, het betrekking op 'n ander en later in die Bybel, en dit is hoekom ons die Bybel in sy geheel moet verstaan. En nie net hier dwel tussen die 4 gospels nie. Dit is mooi om die 4 gospels te ken, dit is mooi, dit is die belangrikste ding van alles, is om te weet wat Jesus vir ons op die kruis gedoen het, né? Maar jy kan nie die boek van Openbaring verstaan, as jy nie Genesis verstaan nie. Jy kan nie die boek van Openbaring verstaan as jy nie die boek van Daniel verstaan nie. Jy kan nie die boek van Openbaring verstaan as jy nie die boek van Zacharia verstaan nie. En van Isaiah verstaan nie. Ons moet daai boeke verstaan. Dis hoekom die Here sê, jy het die hele Bybel nodig, Ou en Nuwe Testament, om vir jou 'n volledige prentjie te vorm van dit wat in die eindtye gaan gebeur. En dit is hoekom die boek van Openbaring vir ons sê in Openbaring 1 vers 3, Blessed is the one who understand the prophecy of this book. Wat hierdie boek verstaan van voor tot agter. Blessed is hy. Herodes, die gees, hierso het ek langsaan vir myself geskryf, hierso Herodes, die gees van die antichrist. Dit is wat hy sê, daar kom 'n antichrist, né? Maar die gees van die antichrist is al in hierdie wêreld vir die laaste 2000 jaar. Die gees van die antichrist. Jy sien, die vyand weet nie wanneer Jesus se koms is nie. Hy weet dit nie, né? Maar hy het in elke generasie het hy iemand in plek wat die antichrist kon wees. En ek glo Hitler was een van hulle, ek glo Nero was een van hulle. Elke generasie het hy een in plek wat wag. Nou hierdie Herodes het die gees van die antichrist gehad, né? Herod the Great, hy sê, wat die kind vernietig. In die eindtyd sien ons dieselfde patroon. 'n wêreldleier, die antichrist, wat teen Christus opstaan en probeer om God se plan teen te skop. En ons kan nou verder aangaan en na Openbaring 13 toe gaan van die kind, van die vrou op die maan en die sterre bo op haar kop en die draak wat voor haar kom staan, wat die hele prentjie vir ons mooi verduidelik, né? Maar ek wil net vir julle wys hoe taai hierdie Matteus 2 in by die eindtye, en ek wil nie ingaan in Openbaring te veel nie, en ek wil julle definitief nie die mekaar nou maak hierso nie, so ek wil dit vir julle net verduidelik, hoe taai dit in by die eindtye, en wat is die significance daarvan. Die nasies kom na die koning, die wyse manne was heidene, hulle was nie Jode, maar hulle het gekom om Jesus te kom aanbid, né? Dit wys vooruit na die eindtyd, toe nasies sal na Jesus toe kom, alle volke sal hom erken. In Openbaring 21 vers 24 sê hulle, the nations will walk in its light, and the kings of the earth will bring their glory into it. Die nasies bring hulle eer aan die koning. Matteus 2 is 'n voorsmaak van 'n wêreldwye aanbidding wat gaan kom.
want ons gaan weggevat word op 'n stadium, maar in die eindtye, ons lewe nou in daai eindtye, actually in die laaste snikke van die eindtye voor die verdrukking begin. Bonatuurlike leiding van Godse mense, die wyse manne word gelei deur 'n ster en later deur 'n droom, om te sê, hoor, jy moenie teruggaan neer na Herodes toe nie, move, moenie beweeg weg. In die eindtyd, God gaan sy mense lei deur die Heilige Gees, deur openbaring, deur bonatuurlike leiding en natuurlik deur die 144,000 Messianic Jews van daai tyd, So binne in daai tyd, ons, die bruid van Christus, en ons kan vir daai hieroor praat, gaan nie hier wees as die eindtye kom nie, maar binne in daai tyd van die verdrukking, gaan daar meer mense gered word as ooit tevore. Meer mense, elke oog gaan hom sien, elke knie gaan buig en elke tong gaan confess that Jesus is Lord. Elke ene, en dan gaan daar van daai wees wat die spirit of the Antichrist het, wat die merk gaan kies, om die merk in hulle voorhand en in hulle voorkoppe te vat, en dan is daar no turning back for them. En die waarheid daarvan is, in 'n donker tyd gee God lig vir sy mense. En dan, ek begin klaarmaak nou, dan misleiding en valse aanbidding. Herodes sê, ek wil ook aanbid, maar hy lieg. In die eindtyd, baie sal vals wees, baie sal voorgee, baie sal mislei, net soos wat die waarskuwing vir ons gee in Matteus 24, wat ons later by gaan kom. Nie alles wat soos aanbidding lyk, is ware aanbidding nie. En dan die groot skeiding, in Matteus 2 sien ons 'n skeiding. Herodes verwerp, skrifgeleerdes ignoreer en die wyse manne aanbid. Die 3 tekens wat Matteus 2 vanaf vers 1 tot 12 ons gee. In die eindtyd, die skeiding gaan nog duideliker wees, tussen die wat Jesus volg en die wat hom verwerp, en die lig bring altyd skeiding. En om vir julle saam te vat, Matteus 2 is 'n profetiese skaduwee van die eindtyd. 'n Koning kom, die wêreld word geskud, vals magte staan op, nasies begin soek, God lei sy mense en daar kom 'n skeiding tussen mense. Die ster van Matteus 2 wys nie net na 'n krib nie, dit wys ook vorentoe na 'n troon. En na 'n dag wanneer elke knie sal buig, Ons lewe nou in daardie tyd van skeiding. Die vraag is, wat ek wil vra hierso, is nie of Jesus koning is nie. Die vraag is eintlik, aan watter kant staan jy? Dis die vraag wat ons vir onsself moet vra. Watter een van daai 3 is jy? Is ons in die wêreld? Ons moet hierdie weet, watter een van die 3 is? Is jy Herodes? Wat net glad nie, jy sal nie hier wees as jy Herodes is nie, want hierdie is nie 'n plek vir Herodes mense nie, Maar, is jy soos die skrifgeleerdes? Is jy die kopkennis, maar niks Heilige Gees nie? Jy kan almal korrek op dit wat hulle vir jou sê. Jy het baie te sê oor ander kerke, maar jy jouself, het nie Heilige Gees wat binne in jou bly nie. En ek ken baie sulke mense, ek beloof jou, wat nie kan wag om by 'n kerk uit te gaan, om iets te gaan skinder en te gaan praat nie. Alles kopkennis, maar niks hier so binne nie, want die wat iets hier binne het, wat Heilige Gees hier binne het, opereer uit liefde uit. Uit daai commandment uit wat Jesus vir ons gegee het. The greatest commandment. Love one another, So, dis die skrifgeleerdes, of die derde ene, is ons soos die wyse manne. Nie Jode nie, hulle is nie Jode gewees nie, hulle is heidene gewees, hulle is Gentiles gewees, Is ons soos hulle, wat, as ons 'n teken kry van Jesus af, as Jesus kom klop in ons hart, want hy doen dit die hele tyd, as ons hom nog nie ken nie, en ons almal het 'n testimonie om daarvan te vertel, almal wat hier sit het 'n testimonie om daarvan te vertel, as hy so kom klop en hy sê, hey Tinus, luister hierso, hoe lank gaan jy nog met hierdie goed besig wees waarmee jy besig is? Hey Tinus, luister gou vir my, hoe lank, gaan jy nog syp soos 'n vis? Tinus, hoe lank gaan jy nog 40 sigarette se dag rook? Tinus, hoe lank gaan jy nog na pornografie kyk? Tinus, en dan luister hy nie, Maar, as jy vir Jesus in jou lewe aanvaar, en dit is die kruks van hierdie boodskap, as jy hom aanvaar in jou lewe, en jy maak hom koning
van jou lewe, dan is hy jou ster. Hy is die ster wat ons moet volg. Hy is die ster. En ons moet hom volg. En sy waarheid, die wat hom in waarheid en in gees aanbid, né? En hom regtig 'n relationship met het, sal, as hy vir jou stuur, sal jy gaan. Maak nie saak waar dit is nie. As hy vir jou sê gaan, dan gaan jy gaan. Maak nie saak wat nie. En hy praat met elkeen in 'n verskillende manier. Elkeen van ons praat hy in 'n verskillende manier mee. Ons almal het verskillende challenges in ons lewe, né? Maar die groot vraag bly nog steeds staan. Wat die een van daai 3 is jy? Want hier in ons dorp, ons hoef nie verder as dit te gaan nie, ons kry al 3 hierso. Al 3 van ons kry ons hierso. En ek hoop met my hele hart, né? Met my hele hart, want ek weet nie, ek sien wat buite aangaan, né? En ek gesels met mense en ek judge myself hierso op, né? Ek sien almal van julle, maar ek weet nie wat in julle harte aangaan nie. En dit is die enigste gedeelte wat tel, is wat in jou hart aangaan. Wat is die kondisie van jou hart? Is jy Herodes? Is jy 'n skrifgeleerde? Of is jy een van die wyse manne? Een van die 3 groepe, ons moet by dit inpas. Die wyse manne soek hom steeds, maar die nederiges sal hom vind. Die humble met liefde sonder haat, sonder trots en rebellie, het ek hierso mee afgesluit, né? Daarso is min dinge wat jy so weghou van die Here af, né? Soos trots en rebellie. Glo julle my as ek dit vir julle sê. Daar is min dinge, ek wil dit weer sê. Daar is min dinge so erg, soos trots en rebellie, bitterheid en onvergifnis. Ek dink daai 4 loop so hand in hand saam. Ons sien daagliks hoe daai goed mense wegtrek van Jesus af, in plaas van om hom nader aan hom te trek. As die kondisie van jou hart reg is, as jy mense in jou lewe vergewe het, jy het nie rebellie in jou hart nie, teenoor enige iemand nie, né? Jy het mense vergewe in jou lewe wat jou te nagekom het op enige vlak, né? Jy het jou hart vir die Here gegee, né? Jy het nie meer daai pridefulness, kyk, ek was die koning daarvan, van pride, né? Dit was my slegste, ek moet dit tot vandag toe nog beklei. Ek moet myself vandag nog watch, laat pride nie by my oorvat nie. Baie belangrik, want pride is 'n vieslike ding. Pride is wat Lucifer uit die hemel uitgelaat skop was, né? En hy was een van die Here se mooiste engele gewees. Pride en rebellie het hom uit die hemel uitgekry. En ons moet nie so wees nie. Ons moet liefde hê, ons moet mense vergewe. Staf, toe ek my hand met daai pot brand gister, né? Toe gaan die liefde uit my hart uit instantaneously, né? En ek het 'n paar vensters amper stikkend gegooi met daai potdeksel en toe ek amper weer aan hom gevat, né? So toe ek die YouTube video maak, ek maak nou 'n grappie, maar toe ek die YouTube video maak, toe werk ek nou maar die daarin om vir mense die gevaartekens te wys van as jy potbrood maak en goeders. Nou as deel van 'n waarskuwing video ook. Nee, dit is eintlik net 'n grappie. Maar dis wat ek sê, ons moet asseblief, ons moet hier so uitgaan vanaand en ek hoop dit wat ek hier vanaand vir julle gelees het van Matteus 2 vanaf vers 1 tot 12, die wyse manne het nou 'n nuwe deur vir julle oopgemaak, het 'n nuwe siening oor hierdie vir julle oopgemaak. En ek bid regtig waar dat as jy nog nie regtig waar die Here Jesus koning van jou lewe gemaak het nie. Nommer 1, voor jou vrou, voor jou kinders, voor jou werk, voor jou ministry, voor enigiets anders, né? Moet hy nommer 1 wees. Nommer 1. Hart. Besnydenis van die hart, né? Dis die belangrikste ding van alles. Want as daai gedeelte reg is, dan val alles so in plek in. Dan bly jy met jou vrou getroud vir 45 jaar, vir 50 jaar. Solank as wat jy lewe, bly jy saam met haar. Want Jesus is hier so binne, né? As jy by die werk kom, dan ewe skielik waar jy jou oggend geopen het met om buite te gaan staan, 'n sigaret te rook en te praat van die 4 pornografiese video's wat jou beste pel vir jou gisterand gesit en ek praat nou sommer van myself hier, so dis die maklikste, dan hoef ek nou niemand toe vingers te wys. Nie dat ek weet nie, maar nee, as jy weet so, in plaas van om dit te doen, nou begin jy mense bymekaar kry by jou werk, want die kondisie van jou hart is anders, en jy sê, manne, hey,
Kom ons bid vir hierdie dag. Ons vra die Here, wat het hy beplan vir ons besigheid hierso vir die dag? Wat moet ons vir hom doen? Ons doen dit. Ons kry elke oggend iemand anders nou daar by ons werk om te open, né? Die kondisie van jou hart change. Dit is die heel belangrikste ding. Amen. As hy, kom ons bid. Dankie Jesus, dankie vir die wonderlike aand, Vader. O Heilige Gees, U is so getrou. U is so wonderlik. U is so lief vir ons. Dankie dat ons U by ons kan hê. In ons kan hê. Om hierdie woord wat vanaand hierso gelees as Vader, het is sommer direk van U afgekom. Dankie Heilige Gees vir die woord, Vader. Dankie dat U die naprediker sal wees van hierdie woord wat gepraat was vanaand. Vader, ek bid dat elke persoon wat in hierdie kerk sit, nie net my woord sal vat wat ek hier gesê het vanaand nie, Vader, maar dat hulle die woord sal gaan bestudeer. Dat hulle my sal gaan check op dit wat ek gesê het hierso vanaand, Vader. En seker maak ek hierdie waarheid gepraat, Vader. Dankie Heilige Gees dat U elke persoon lei wat in hierdie kerk is. Dankie dat ons nie soos Herodes sal wees nie. Dankie dat ons nie soos die skrifgeleerdes en die scribes sal wees nie. Maar dankie Here, dat ons soos die wyse manne sal wees. Daai wat U volg in waarheid en in gees. En U nommer 1 in ons lewe stel, voor enige iets anders. Enige iets anders. Here, want U woord sê vir ons, as ons U nommer 1 sit, sal U al die ander probleme wat ons mee sukkel, in U tyd, nie in ons tyd nie, in U tyd, sal U dit uitsorteer vir ons. Vader, en ek bid, vir elke persoon wat in hierdie kerk sit vanaand, Vader, almal het challenges. Almal het challenges, by die werk, by die huis, met families, met finansies, wat ook al dit mag wees, gesondheid. Vader, ek bid vanaand, in die naam van Jesus Christus, dat elke unclean spirit sal gaan in Jesus naam. Maak nie saak wat daai spirit is nie, ons gee nie eers vir hulle die tyd van die dag om hulle name te noem nie, Vader. Maak nie saak wie daai unclean spirit is nie, hulle sal gaan in Jesus naam. Dankie, Vader, laat U ons lei. Ons loof U, ons prys U, ons is lief vir U, en ons sê vir U dankie vir hierdie woord wat U vir ons vanaand gebring het. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never thirst again. Ruach ve'akala omrim bo, Ruach ve'akala omrim bo. Oh, the Spirit and the bride, they say come, come. Ruach ve'akala omrim